Hartlike goeiemôre vriende, ons wil u op hierdie Saterdagmôre groet in die wonderlike naam van die Here. Ons is dankbaar dat hy ons deur nog 'n onbekende nag gedra het, dat hy vir ons deur 'n besige week gedra het en ons vanmôre opgewek het om dan ook so in en om die huis ons taakies af te handel en dan ook ons harte voor te berei vir Sondag, die dag van die Here, om saam met ander kinders van die Here rondom die woord van die Here stil te word. Mag die Here u verkoop en versterk in hierdie dag en mag hy u ook voorberei vir die dag van aanbidding wat sal volg, om dan eer te bring aan sy naam, en dat ons saam as kinders van die Here hom kan verheerlik. Nou vriende, ons is besig met hierdie reeksie boodskappe wat handel oor, is God se wet en gebooie nog relevant vir ons tyd en dag, en vir ons mens van die 21ste eeu. Ek het vir u gesê dat God se woord is kosbaar, dis die rigtingwyser, dit is definitief vir ons soos 'n helder lig wat skyn in 'n donker plek. En dit is ook die woord wat vir ons sê, hier is die weg, wandel daarop wanneer jy links of wanneer jy regs wil afwyk. Nou, ons het gister bietjie gekyk na die gedagte van die Sabbatdag, vir u gesê die geweldige kontroversie rondom hierdie dag, en vir u ook gewys oor die leuen van hierdie kerk, die Sewendags Adventiste, wat vir ons sê dat hierdie is die belangrikste gebod in God se wet, die lig wat kwansys geskyn het op die 4de gebod, en hierdie kerk is begin. En ek het vir u gesê, vriende, dis onmoontlik dat God die eerste 3 gebooie as minderwaardig sal ag teenoor die 4de gebod. Want die eerste gebod sê, daar's een God, jy mag voor geen ander God neerbuig nie, en jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Hoe sal 'n mens dan 'n kerk begin, of 'n organisasie begin, deur die 4de gebod hoër te stel as enige ander gebod, terwyl dit die enigste gebod in die Nuwe Testament is, wat nie vir die Nuwe Testamentiese kerk herhaal word nie. As u bietjie meer daaroor wil hoor, is u baie welkom om dan die boodskap te luister. Vanmôre gaan ons dan kyk na die 5de gebod, wat sê, eer jou vader en jou moeder. Ons vind dit daar in Eksodus 20 vers 12. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Nou vriende, hierdie 5de gebod is 'n baie belangrike gebod. Ek wil vir u sê, ek dink die rede waarom daar so geweldig baie jong mense sterf in ons tyd, in ons dag, in ons land en wêreldwyd, is omdat hulle hierdie gebod verontagsaam. Want die Here sê, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word. Nou in die Ou Testament was die wet geweldig streng geweest. As ons kyk na wat in die Ou Testament gebeur, dan sien ons wanneer 'n seun teenoor sy pa of ma opstaan, dan is hy dan met die dood getref. Kom ek lees vir u wat staan in Deuteronomium 27 vers 16. Daar staan, vervloek is hy wat sy vader of sy moeder verag, en die hele volk moet sê amen. Eksodus 21 vers 15 sê vir ons, en hy wat sy vader of sy moeder slaan, moet sekerlik gedood word, en hy wat sy vader of moeder vloek, moet sekerlik gedood word. Ek wil vir u sê, die Here is baie ernstig oor hierdie gebod. Ek het so tyd terug met 'n man gepraat, wat vir my gesê het, hy kan sy vader en sy moeder nie eer nie, en besonder sy vader, en hy het baie dinge te sê gehad oor sy pa, en ek het vir hom gesê, die skrif sê, eer jou vader en jou moeder. Nou ons weet, 'n pa en 'n ma is nie volmaakte mense nie, maar ek wil baie duidelik vir ons kinders sê, julle is ook nie volmaak nie. Jy weet, daar's te veel kinders wat kritiek lewer oor hulle pa en ma. My pa is so en my ma is so en hierdie een is sis en daai een is so, maar hulle kyk nie na hulle self in die spieël en sien hulle eie gebrek aan dissipline en respek en nederigheid en dankbaarheid wat God van hulle vra en verwag nie. Daarom wanneer ek praat oor hierdie gebod, wil ek hê jy moet die erns in my stem hoor en ook die erns in God se woord raak sien. En ek wil hê kinders moet hierdie boodskap ook hoor, en ook elke persoon wat sy pa en ma nog lewe, dat ons sal besef, die Here sê, eer jou vader en jou moeder. Nou weet ons, daar's pa's en ma's wat in boosheid lewe, wat hulle kinders in boosheid mislei en verlei, wat selfs teenoor hulle kinders booshede doen en optree op so 'n manier, en ons kom met die kinderhuise in aanraking, en ons hoor baie keer dat pa's en ma's doen, en mag die Here genade gee vir daai pa en ma, dat hulle sal bekeer en vergifnis sal vra vir hulle kinders. Maar nog steeds bly die gebod, eer jou vader en jou moeder. Nou wat beteken hierdie gedagte van eer jou vader en jou moeder? Dit beteken to estimate or to fix the value of to honor of to have in honor. Met ander woorde, wanneer die Bybel sê ek moet my vader en my moeder eer, dan wil die Here vir ons sê dat ons na hulle sal kyk as die persone wat God daar gestel het, om ons dan ook op te voed, om ons te versorg, om vir ons dan sekere waardes en dissiplines te leer. Weereens wil ek vir u sê, dat almal doen dit nie op dieselfde manier nie, en ek dink almal kan nie dieselfde eer
en dieselfde respek ontvang nie. Maar tog bly hierdie opdrag 'n opdrag wat God vir ons gee. Want u sien, dit gaan oor gehoorsaamheid aan die Here meer as enige iets anders. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik daar ook in Efesiërs 6 vers 1 en 2. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op aarde. Kolossense 3 vers 20, kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. U sien, die sleutel van hierdie hele saak is, dat kinders sal sien dat God ouers daar gestel het, en dat kinders onder die ouers is, dis God, dis die ouers, en dan die kinders, en dat hulle die nodige respek teenoor hulle ouers sal openbaar. Die Bybel sê ons moet hulle in alles gehoorsaam wees. Beteken dit, as ouers wil hê kinders moet sonde doen, dat hulle maar net gehoor moet gee daaraan? Verseker nie. Ek dink die Bybel gee vir ons 'n baie duidelike onderskeid hier. Ons moet meer gehoorsaam wees aan God as aan mense. So as my pa van my vra om sonde te doen, kan ek met groot vrymoedigheid sê, pa, nee, want God sê, en hy is my hoogste gesag, en dan sal ek nog steeds my vader eer en my moeder eer deur dit te doen. Hoor hoe pragtig stel die Heidelbergse Katekisme dit. Wat eis God in die 5de gebod? Die antwoord, ek moet my vader en my moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en troue wys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek met die verskuldige gehoorsaamheid myself onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Het jy gehoor? Geduld met hulle gebreke, soos hulle geduld het met my gebreke. Daar is nie een volmaakte pa en ma nie, daar is nie een volmaakte kind nie. Daar is 'n volmaakte God wat vir ons hierdie opdrag gee met 'n bepaalde doel, sodat daar orde en struktuur in 'n huis kan wees. Ek vra vir jou in hierdie dag, is jy een wat jou vader en jou moeder eer? Daarom is dissipline in die huis nodig. As 'n kind nie respek teenoor pa en ma het nie, is dit nodig om hierdie kind te dissiplineer, soos die woord van die Here vir ons sê. Ek het op 'n stadium vir mense gesê, ons dank die Here dat ons nie meer in die Ou Testamentiese dispensasie leef nie, want ek wonder hoeveel van ons kinders sou gesterf het deur hierdie dood wat hulle sou ontvang het, omdat hulle hulle vader en hulle moeder behandel soos hulle tans behandel. Ek wil kinders oproep deur vir hulle te sê, jy moet jou vader en jou moeder eer, want dit is die Here welbehaaglik. Dis nodig vir die goeie orde van die gesin. Dis nodig vir die kind se behoud. Dis nodig vir die onderrigting van die kind. Dis nodig sodat die kind my liefde kan ervaar, en is ook nodig sodat ons dan God se gesag en orde voorop kan stel, bo my idee, bo my gedagte en bo hoe ek daaroor voel. Jy sien, dit is baie besonder as ons die woord van die Here lees, dat ons hierdie waarheid raak sien en ons dan buig onder die gesag van die Here en sê, Here, help vir my om U dan ook welbehaaglik te wees in hierdie baie belangrike saak. Hoekom is dit belangrik? Want die Here sê, sodat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God jou gee. Nou wat presies dit beteken, vriende, kan ek nie vir u sê nie, maar as ek die skrif reg verstaan, glo ek ook, dat die Here die dae verleng van hulle, wat hulle pa en hulle ma eer, en met die nodige respek en eerbied behandel. As jy vandag 'n rebelse kind is, ongeag jou ouderdom, dan vra ek jou om na jou pa of jou ma te gaan, en vir hulle te sê, pa en ma, ek is jammer, want ek hoor wat sê God, ek sien wat sê God, ek vergewe julle vir wat julle miskien aan my gedoen het, maar ek vra ek vergewe my vir wat ek aan julle gedoen het, en sodoende kan ons 'n huishouding hê wat God kan verheerlik, en ook so eer op sy naam kan bring. Daarom die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, is 'n gebod met 'n belofte, en mag die Here my en jou getrou bevind, om dan ook hierdie gebod na te kom, te sien hoe dit in die Nuwe Testament herhaal word, en dit so aan ons kinders te leer, en dan ook self toe te pas teenoor ons ouers. Mag die Here vir ons groot genade gee, mag hy vir ons wysheid gee en insig gee, sodat ons ook hierdie gebod kan hoog ag in ons lewens, en die Here so verheerlik. Baie groete, baie seën, en 'n mooi dag vir u verder. Tada.